Baie welkom in hierdie plek. Baie welkom hier tussen mekaar en op hierdie tyd van die dag. As ons hierdie kers aansteek soos ons elke week doen, dan doen ons dit omdat ons glo dat die Here ons vanoggend hier ontmoet, hier tussen mekaar in onsself. So waar jy ook al vanoggend in jou lewe is, in jou kop, weet dat die Here jou vanoggend ontmoet. Ek wil graag vanoggend vir ons 'n oggendgebed lees van Jorg Zink. Jy is baie welkom om jou oë toe te maak en sommer net hierdie woorde te ontvang. Ek wil vandag stil wees, Here, en op U wag. Ek wil stil wees sodat ek kan verstaan wat in die wêreld gebeur. Ek wil stil wees om naby aan al U skepsels te kom, sodat ek hulle stemme kan hoor. Ek wil stil wees sodat ek onder die baie stemme U stem kan herken. Ek wil stil wees en my daaroor verwonder dat U vir my 'n woord het. Here, ek is nie werd dat U na my kom nie. Sê maar net 'n woord, dan word my siel gesond. Ons gaan vir 'n paar oomblikke so in gebed bly, met ons oë toe, en ons gaan vir mekaar die geleentheid gee om hier te wees, om al is dit net vir 'n paar oomblikke in hierdie week, dalk vir die eerste keer tot stilstand te kom, nie net in jou lyf nie, maar ook in jou hart, in jou gedagtes. Ek is bewus daarvan dat vir almal van ons lê daar 'n week voor. Met almal van ons het daar iets gebeur in die week wat was, maar laat jouself toe om vir die volgende paar oomblikke hier te wees. Jou siel tot rus te bring by die Here. Ons gaan so 'n paar oomblikke so in die gebed bly, terwyl ons luister na 'n ou gesang. Miskien wil jy dan die geleentheid neem om ook dan jou gebed na die Here vanoggend te bring. Goeiemôre, baie welkom. As jy vir die eerste keer hier is, ook baie welkom ook aan jou.
en in ons aanlyn gehoor wat elke week inskakel. Dis ook lekker om julle op so 'n manier by ons te hê. Net so 1 of 2 afkondigings van my kant af. Baie dankie vir julle ondersteuning met die projek laasweek in die Markplein, die tassies vir chokkers. Dis 'n projek waarby ons betrokke is. Skool in Klipheuwel waar ons dan vir die kinders van die pre-primêre skool volgende jaar elke 'n tas gee en skryfbehoeftes en verskriklik dankie vir julle ondersteuning in dit. Dit help, dit maak 'n geweldig groot verskil. Een ander afkondiging as jy, en dis iets wat ons elke jaar die tyd van die jaar doen, eintlik iets wat ons deur die hele jaar doen, maar spesifiek hierdie jaar, die tyd van die jaar fokus. Ons het geweldig baie projekte waar ons betrokke is by, waar ons komberse en warm klere vir 'n gemeenskap gaan gee, veral dan in hierdie tyd van die jaar. As jy iewers in hierdie volgende paar weke die kans kry om jou kas skoon te maak of aan die kant te maak, of jy is iewers in die winkel en jy wil dalk iets addisioneel koop, ons wil vir julle vra om groot asseblief vir die volgende paar weke enige klere of warm komberse wat jy het in die huis saam te bring. En jy kan dit los net daarso by die ingang in 'n sak, ons sal weet waar dit gaan, of jy is baie welkom om dit deur die loop van die week by die kerkkantoor af te laai en ons versprei dit dan in die tyd van die jaar. So jy is welkom op so 'n manier ook 'n verskil te maak. En dan sal julle sien is daar vandag in die blaadjie heelwat dope. Eintlik doen ons net gereeld dope, maar vandag is daar dope in die kerkie langsaan en daar is in die familiediens ook 'n hele klomp dope. Ons het al in die verlede in hierdie diens dope gedoen. Dit is nie iets wat ons gereeld doen nie, maar ons het al in die verlede en dit is altyd 'n mooi geleentheid gewees, want dit herinner, alhoewel dit betekenisvol is vir die families en natuurlik die kind wat gedoop word, is dit geweldig betekenisvol vir ons wat dit sien. Daar gebeur iets met ons. Ons word herinner op 'n manier ook aan ons eie doop. Wat nou vir my betekenisvol was, want ek is in hierdie gemeente is ek gedoop. En ek kan dit net self onthou nie, daar's foto's daarvan. Maar op 'n manier dink ek het ons iets verloor in ons tradisie om onsself te herinner dat ons gedoop is. Ek vermoed dat my aanname is dat die meeste van ons op een of ander stadium in ons lewe in 'n plek is waar ons voel dat ons onseker is oor hoe om in hierdie hoofstuk van ons lewe te navigeer. Hoe om deur hierdie ding te kom wat voor ons is. Hoe om die stemme soos Jorg vanoggend geskryf het in sy gebed, hoe om die ander stemme in ons lewe stil te maak en te luister na God se stem. Om vir ons op 'n manier weer te herinner aan dit wat ons mekaar aan herinner Sondag hier, dat ons gedoop is. Dis 'n ongelooflike sakrament in ons tradisie waar vir 'n oomblik in ons lewe is dit asof die misterie vir 'n oomblik verdwyn en hemel en aarde baie nakom aan mekaar en waar die Here vir ons wil herinner, jy is myne, jy behoort aan my. En dat daar gaan 'n leeftyd vir jou wees wat vir jou voorlê. En jy gaan alles ervaar en by tye niks ervaar en by tye te veel ervaar. Dat die lewe vir jou soms oorweldigend gaan voel en by ander kere ordinêr en meeste van die kere boring of eenvoudig en oomblikke wat uitstaan wat die mooiheid vir jou probeer verwoord, maar jy gaan 'n lewe ervaar en herinner jouself, jy behoort aan my. Dis wat die doop doen. Dit herinner ons dat daar 'n keer is in ons eie lewe, toe ons geen opinie gehad het nie, en nie kon terugpraat nie, maar waar die Here op 'n manier afgebuk het na ons, en vir ons gesê het,
jy behoort aan my. Jy behoort aan my. En my ervaring is dat baie van ons is in tye van ons lewe wat dit vir ons voel asof ons nêrens behoort nie. Aan niemand, en dat ons oorgelaat is aan onsself. En dat ons die lewe op ons eie veronderstel is om uit te werk. En sommige kere kry ons dit reg, en meeste van die kere kry ons dit nie reg nie. So ek wil graag vanoggend vir ons uitnooi, dat ons wat hier vanoggend is, mekaar herinner, dat ons gedoop is, dat ons behoort, nie net aan mekaar nie, en aan onsself nie, maar aan God. En dat die Here soms meestal op onsienlike maniere en onopmerklike maniere deel is van ons lewe. En ons sien dit nie altyd raak in waar ons is nie. Maar as ons terugkyk op ons lewe, as ek moet terugdink aan 40 plus jaar gelede, toe ek hier binnekant gedoop was, en die goed wat in my lewe gebeur het, en ek dink terug daarop, en ek vermoed meeste van ons sal kan doen, as ons terugdink op ons eie lewe, dan sal ons erken, daar was oomblikke, waar die Here baie naby was aan my, en ek het dit nie verstaan, of besef, of geglo, of ervaar nie, maar as ek nou terugkyk, besef ek dat daar was mense in my lewe, oomblikke in my lewe, goed wat met my gebeur het, wat ek dalk nie toe verstaan het nie, maar nou, in refleksie daarop, verstaan ek, daar die Here weer baie naby aan my gekom. Ons gaan vanoggend vir mekaar die geleentheid gee om onsself te herinner, dat ons aan hom behoort, dat ons aan God behoort. En hoe ons dit gaan doen, is om van hierdie doopwater te neem, en dalk jou naam te kom inskryf in die water. As jou manier om te sê, ek herinner myself aan daai dag, toe ek ook gedoop is, daai dag, toe die Here vir my kom sê het, ek is by jou. Miskien is daar iemand in jou gedagtes wat jy vanoggend aan die Here wil opbring en opdra. Dan is jy ook welkom hom of haar naam te kom inskryf in die water. Ons gaan so 'n paar oomblikke neem wat ons soms so in die stilte sit. Ek wil vir jou vra om dalk jou oë toe te maak. Miskien wil jy vir 'n oomblik terugdink aan die week wat was, aan die maand, aan die jaar, oomblikke in jou lewe, waar jy gedink het ook dat jy nêrens behoort nie en aan niemand behoort nie, dat jy oorgelaat is aan jou eie, maar waar die Here op klein maniere, onopmerklike maniere, weer vir jou kom herinner het aan dit wat hy aan die begin van jou lewe vir jou gefluister het. Jy is myne, en ek sal jou nooit los nie. Miskien wil jy vanoggend geleentheid neem en jouself weer daaraan herinner deur jou naam in die doopwater te kom skryf. Miskien wil jy iemand anders se naam inskryf, so daardeur sê, ek dink aan hierdie persoon vandag. Of dalk wil jy die ritueel in jou gedagtes doen, en dan is dit ook goed so.
Ek wil graag vir ons 'n teksgedeelte volgend lees uit Markus 8 uit van vers 27 en as jy 'n Bybel saamgebring het, is jy welkom saam te lees, anders kan jy sommer net luister na my. Markus 8 van vers 27. Daarna het Jesus en sy disippels na die dorpies naby Caesarea Philippi gegaan. Skus tog. Langs die pad het hy vir die disippels gevra: "Wie sê die mense is ek?" En hulle antwoord hom toe en sê: "Johannes die Doper. En party sê weer Elia, en party een van die profete." "Maar jy," vra hy toe vir hulle, "wie sê julle is ek?" En Petrus antwoord hom en sê: "U is die Christus." En toe belet hy hulle om dit vir iemand anders te vertel. Jesus het hulle begin leer dat die Seun van die Mens baie moet ly, dat hy deur die familiehoofdes en die priesterhoofde en die skrifgeleerdes verwerp moet word en doodgemaak moet word en 3 dae later moet opstaan. Hy het met hulle hieroor reguit gepraat. En toe het Petrus hom op sy geneem en hom begin berispe. En hy het egter omgedraai na sy disippels gekyk en vir Petrus berispe. "Moenie in my pad staan nie, Satan," het hy gesê, "want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê." Die storie het my herinner aan 'n skrywe van die digter en skrywer Reinier Rilke, wat 'n gedeelte geskryf het wat julle wil lees. Hy skryf: "Be patient toward all that is unsolved in your heart. Try to love the questions themselves, like locked doors and like books that are written in a very foreign tongue. Do not now seek the answers which cannot be given you because you would not be able to live them. And the point is to live everything, to live the questions now. And perhaps when then gradually, without noticing it, live along some distant day into the answer." Rilke het my herinner aan die ervaring wat ek dink baie van ons het. En dit is dat daar in ons lê daar onbeantwoorde vrae. Onafgehandelde vrae. En ons praat nie baie daaroor nie, maar dit lê in almal van ons. Vrae wat ons voor antwoorde soek, wat voel soos geslote deure waarvoor ons nie die sleutel het nie. Antwoorde wat ons wil hê op vrae wat ons vermoed ons nooit regtig beantwoord kan kry nie. Maar dit lê in ons onbeantwoorde vrae en ons soek die antwoorde. En alhoewel ek graag wil doen wat Rilke mense uitnooi om te doen, en dit is om te lewe met die vrae in jou, om op 'n manier te leer hoe om met die vrae te lewe, en om dalk selfs oor tyd lief te raak vir die vrae wat daar in jou lê. Alhoewel ek dit graag sou wil doen, moet ek eerlik wees en sê dis vir my moeilik. Ek verkies eerder sekerheid, duidelikheid, antwoorde, wat mens kan sê, dis die antwoord op hierdie vraag wat ek het, en om dan aan te beweeg na die volgende ding. Dat hy op 'n manier vir mense herinner dat dit moeilik is om vrede te maak met die feit dat die vraag wat jy beantwoord wil hê, daar nie dalk altyd 'n antwoord is nie. Of nie die antwoord wat jy soek nie.
om vrede te maak met die feit dat dit wat in jou lê onvoltooid miskien sal bly. En hoe om daarmee te leef. Hoe om te leef met vrae. Dit is 'n moeilike ding en om dit te laat gaan. Want ek vermoed meeste van ons verkies eerder die sekerheid dat daar iets is waarna ons kan verwys in ons lewe en sê aan hierdie ding kan ek vashou. Dis onveranderlik. Oor hierdie goed in my lewe weet ek. Ek ken die antwoord. Ek weet wat dit is. En om met daai sekerheid dan te leef is veel makliker as die alternatief. En tog dink ek praat Rilke oor iets die ding wat hy vra dat ons moet leer om te leef met die onvoltooide en onbeantwoorde vrae in ons. Daar's iets daarvan wat ek vermoed ons na plek kan neem in onsself wat baie meer intiem is, baie meer persoonlik, baie meer dinamies as die hoor van 'n waarheid en dit ontvang en saam met jou te neem. Om lief te word vir die vrae in jou, om te leer om te leef daarmee, dink ek, leer ons om misterie en moontlikheid naby aan ons hart te bring en toe te laat dat misterie en moontlikheid ons vorm en ons verander. Daar's 'n digter van Israel, Yehuda Amichai, wat hierdie beautiful gedig geskryf het, wat digters sê dit was baie beter as ons, maar hy skryf hierdie en hy sê, from the place where we are right, flowers will never grow in the spring. The place where we are right is hard and trampled like a yard, but doubts and loves dig up a world like a mole, a plow. In die gedeelte wat ons gelees het, waar Jesus met sy disippels gesels, doen hy dieselfde wat Rilke, hierdie digter, oorskryf. En dit is om vir sy disippels te vra om te leef met 'n vraag. Wie sê julle is ek? En mense nou kon sê dat hierdie vraag wat Jesus vir hulle vra, is nie heeltemal dieselfde wat Rilke bedoel het nie. Die vraag wat Jesus vra is 'n teologiese vraag, dis 'n dogmatiese vraag, dis tog 'n vraag met 'n antwoord. En ons as gelowiges is veronderstel om die antwoord te gee op die vraag. Ons sal kan sê, Jesus is die Here, Jesus is die Messias, Jesus is die Redder, Jesus is ons Verlosser, Jesus is God. Daar's niks onafgehandeld rondom Jesus nie. Jesus is nie 'n geslote deur wat ons moet oopsluit nie. Hy is die weg en die waarheid en die lewe. En dis als reg. En tog nooi hierdie storie ons uit om te leef met die vraag, wie is Jesus? En dat dit nie 'n vraag is wat veronderstel is om opgelos te word nie. 'n Vraag wat ons kan voel, ek het te gearriveer. Ek weet wat die antwoord is. Ek ken die antwoord. Ek het dit nou in pag. Ek kan dit nou vashou. As jy my die vraag gee, soos in sonnaarskool, gaan ek die antwoord vir jou kan gee. En dis die regte antwoord. En dis alles waaroor dit gaan. Die vraag, dink ek, is 'n uitnodiging om die vraag saam met jou te vat, dat dit kom lê in jou en gaan op reis daarmee, jou hele lewe lank. Markus vertel hierdie storie waar Jesus saam met sy disippels op pad is na 'n dorp, en hulle is besig met 'n gesprek. En soos enige goeie leermeester vra hy dan vir hulle vrae. En die eerste vraag wat hy vir hulle vra is, so wat sê die mense?
Wie sê die mense is ek? So asof Jesus vir hulle wil sê, wat is die gesprek tussen die mense? Waar praat hulle? Wat is hulle opinie? Wat is hulle aannames? Wat sê hulle oor my? En dit is 'n maklike vraag as jy dink daaroor. Disippels hoef bloot net te rapporteer dit wat hulle gehoor het. Dit wat die mense van hom sê. En dis interessant, Jesus reageer glad nie op dit wat hulle sê nie. Hy ontken dit nie, hy erken dit nie, hy bevestig dit glad nie. Hy luister na hulle. Hy luister vir hulle totdat hulle alles gesê het wat hulle gehoor het. Alles wat hulle weet, alles wat hulle ken, alles wat die mense sê. Wat die beginplek is en die beginpunt is van enige geloofsreis. Om dit wat mense sê, die opinies, die stories wat ons oorerf van ons families en oupas en oumas en generasies voor hulle, om al daai stories te neem en dit te ondersoek en vra daaroor te vra en sê, maar is dit ook waar vir my? Is dit ook iets waarin ek glo? 'n Geloofsreis begin daar om alles wat jy hoor en wat jy dink jy weet en wat jy dink jy ken, om dit te ondersoek en vra daaroor te vra. En die antwoord kos jou niks nie. Dis 'n herhaling van tradisie en van stories, ander mense se opinies, ander mense se stories en ervarings, en om dit net weer te gee. Dis 'n maklike antwoord. Is goed, dis reg om oor die tradisie en om ons stories te reflekteer, maar daar's min lewe daar vir jou. Daar's nie intimiteit daar nie. En dan vra Jesus 'n opvolgvraag, die tweede vraag. Wie sê julle is ek? So asof Jesus vir sy disippels wil sê, vergeet vir 'n oomblik ander mense se teologie, ander mense se ervarings en wat hulle dink en hulle stories, skuif 'n bietjie tradisie eenkant, dink na oor wanneer is ons die afgelope paar jare, die plekke wat ons gesien het, die paaie wat ons op reis was, die keer dat ons saam brood gebreek het, die keer dat ons saam gelag het en gehuil het, mekaar se laste gedra het. Wie is ek vir jou? Dis wat Jesus vir hulle vra. En jy kan jouself indink, dit is 'n baie moeiliker vraag om te antwoord as die eerste een. So ek vermoed in my kop, en Markus skryf nie baie daaroor nie, maar daar was 'n oomblik van stilte. En toe die stilte oorweldigend was, toe antwoord Petrus. En Petrus sê, U is die Christus. Die evangelie in die neutedop, die perfekte antwoord. En tog nie. En dan gebeur daar hierdie interaksie tussen Petrus en tussen Jesus. Mense sou dink Jesus sou vir Petrus sê, op 'n manier sy vermoë om te onderskei prys, om te sê jy het reg geantwoord. Maar Jesus doen dit nie. Jesus gaan in 'n gesprek aan met hulle oor die donker dae wat voorlê en waar in die storie op pad is. En dan vir Petrus raak dit te veel. En dit ontstel hom, soveel so dat hy vir Jesus eenkant neem en hom berispe, skryf Markus, so asof Petrus vir Jesus wil sê, hierdie weergawe van wie U is, pas nie in by wat ons graag wil hê nie. Nie van wie ons dink die Messias is nie. En dan draai Jesus om en gee hierdie bekende woorde wat tot vandag toe nog vir mense op 'n manier skok. Waar hy hom dan sê, Satan, moenie my pad staan nie, Satan, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat mense wil hê. Hoe dink ek daar's iets in hierdie oomblik wat ons kan help op ons reis, op 'n manier perspektief gee oor waar ons is in ons lewe. Want Petrus se belydenis, daai oomblik toe hy gesê het, U is die Christus, dit was nie die hoogtepunt van die storie nie.
Dit was nie 'n opsomming van wat hy nou ervaar het nie. Dit was slegs die beginplek van sy eie geloofsreis, van sy eie ontdekking van wie Jesus is. Is nie die beginplek. Die oomblik toe Petrus 'n antwoord gee op wat hy dink hy weet, daag Jesus hom uit oor dit wat hy dink hy ken en verstaan, en nooi hom uit om terug te gaan na die begin toe, om weer terug te gaan na die begin en weer te probeer. Dit is so asof Jesus vir hom wil sê, jy's nie verkeerd nie. Ek is die Christus. Ek is die Messias. Maar jy verstaan, jy's nog nie in 'n plek in jou lewe waar jy heeltemal verstaan wat dit beteken nie. Daar's nog baie antwoorde waarin jy jouself sal moet inleef in die res van jou lewe. So wees geduldig. Moenie geslote deure probeer oop forceer nie. Wees geduldig met jouself. Maak vrede met die onafgehandeldheid in jou, met die vraag wat daar dalk nou in jou lê, op wat jy dalk miskien nie nou 'n antwoord het nie. Leer hoe om te leef met die vraag in jou. Leer om die vraag lief te hê. Dis die geweldige, dink ek, geskenk wat daar vir ons is, hierdie oomblik. En is interessant as jy oor Petrus lees en die res van sy lewe en hoe sy lewe uitgespeel het en alles wat in sy lewe sou gebeur het, sou ek raai, hy sou teen die einde van sy lewe 'n ander antwoord gegee het as die antwoord hier op hierdie stadium van sy lewe. Hy sou dalk geantwoord en gesê het, wie is u? U is die een wat my uitgenooi het om op die water te stap. U is die een wat my hand gevat het toe ek gedink het ek gaan verdrink. U is die een wat my voete gewas het toe ek vol skaamte was. U is die een wat vir my gesê het, ek gaan nie vir u verraai. Op die aand wat u nodig gehad het, ek moes braaf wees. U is die een wat my oë gekyk het toe die haan gekraai het. U is die een wat my gewag het op die strand later en vir gesê het, jy behoort aan my, ek is lief vir jou. U is my Messias. U is nie net die Messias nie. Wie sê jy is Jesus? Wie sê jy is ek? Het Jesus vir sy disippels gevra. Dis 'n vraag, dink ek, wat ons hele lewe lank onsself agtervolg. Dis 'n vraag wat in ons lê, wat ons oordink ons hele lewe lank. En dat dit nie iets is, dis nie 'n vraag wat ons hoef op te los nie, maar dis 'n vraag wat ingebed is in soveel ander vrae. Wat is die stories oor Jesus wat ek geërf het by ander mense en by my familie en by my oumas en by die generasies en by ander mense? Wat is die waarheid oor Jesus wat ek miskien moet laat gaan? Is hy net die Messias of is hy ook my Messias? Is hy ook jou Messias? Ek dink die geskenk in die storie is dit wat Petrus geleer het in hierdie oomblik. En dit is dat Jesus is net so teenwoordig in die vrae as in die antwoorde. Somtyds meer so.
en om vrede te maak met die feit dat die vraag wat in my is, soms nie altyd 'n antwoord gaan op kry nie. Om vrede te maak met die onopgelosheid in my, en om selfs lief te raak vir die vraag wat in my lê, is nie om Jesus te ontken nie, maar dit is om Jesus toe te laat naby aan my, hier in my, op so diep vlak, dat dit baie meer werd is as waarhede oor hom. Want hy kom dan naby. Hy vra ook vir my, wie is ek vir jou? En om daai vraag te vat en dit te leef en lief te raak vir daai vraag. Mag ons in hierdie tyd op daai reis gaan. Mag ons nie gefrustreerd bly, angstig bly oor dit wat in ons lê, waarop ons nie altyd 'n vinnige antwoord kan gee nie. Mag ons vrede maak daarmee, mag ons dit vat en dit koester. Mag ons leef met die vraag, wie is ek vir jou? Ons gaan vanoggend afeindig met 'n ou ritueel wat gelowiges gedoen het, en dit is om, as hulle op reis gaan, as hulle weggaan van die dorp, van 'n familie, iewers hier op pad, het hulle so by mekaar gekom soos ons vandag, en dan het almal kom kruise maak op mekaar se hande en voorkoppe, om daardeur te sê, waarheen hierdie reis jou ook al neem, waarheen die lewe jou kan neem, weet dat die Here is by jou. Die een wat vra, wie is ek vir jou? En wat nie wag vir 'n antwoord nie, of 'n antwoord op aandring nie, maar die Here wat by ons is, en saam met ons die lewe doen, dat hy by ons sal wees. Ons gaan so 'n paar oomblikke neem vanoggend waar, as jy die behoefte het om hierdie teken op jou hand te kom ontvang, 'n kruis om daardeur te sê, die Here is by jou. Dan is jy welkom om vorentoe te kom ontvang, en dan weer te gaan sit. Miskien wil jy die ritueel in jou gedagtes doen, en dan is dit ook goed so. Ons gaan so 'n paar oomblikke neem wat ons so in die stilte sit, miskien wil jy oë toemaak, sommer net reflekteer oor dit wat jy gehoor het, en as jy die behoefte het om die teken volgende te kom ontvang, van 'n kruis op jou hand, is jy welkom dit te doen. Vers aangesteek om ons te herinner dat die Here volgend hier by ons is, in ons en om ons en rondom ons. En as ons die kers doodblaas, dan doen ons dit en sê daardeur dat die Here gaan saam met ons in hierdie week in, en is by ons, hoe ook al ons lewe
mag uitspeel in die dae wat gaan kom. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Vader, die liefde van sy Seun en die teenwoordigheid van die Gees by jou wees en by jou bly. Mag julle 'n mooi week wees en 'n goeie week. Totsiens.